voel sommer altyd welkom as ek hier by die hek inry. Maar toe ek nou inry, toe kom maar 'n jong man en hy maak die hek agter my toe wonder ek nou, wat se boodskap is dit nou? Waar is daai jong man as hy by die hek toegemaak het? Ja, as hy, oor daar bo. Ja, nee, praise God. Maar dankie vir nog 'n geleentheid wat jy my bied om vanoggend weer saam met u te kan lees en die woord van die Here saam met u kan deel. Ons betree 'n wonderlike tydperk hierdie week. Wonderlik. Nie net wat ons menslike kalenders aanbetref vir Goeie Vrydag nie, maar ook die Bybelse kalender aanbetref. Kom ek bring 'n bietjie net so vinnig. Wat is eintlik besig om hier te gebeur? Die Here sê daar in Eksodus hoofstuk 12 vers 2, kan almal my hoor? Daar agter in die klaskamer. Steek dit die hand op as jy my daar sê. Vers 2, Eksodus 12. Hy sê hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dis die Here wat hier praat. Dit moet vir julle die eerste van die maande van die jaar wees. Dis die maand Nisan, die Bybelse maand Nisan, waarvan die Here hier praat. En dan vers 6, hy praat daar van die lam wat hulle kry sonder gebrek, en die skaap en die bokke kan julle neem, en julle moet dit in bewaring hou tot die 14de dag van hierdie maand. En die hele vergadering van die gemeente Israel moet dit slag teen die aand. Nou as die Bybel praat van teen die aand, dan wys hy op spesifiek 3 uur die middag. Dit is teen die aand. Nou, hierdie was op die 14de dag van die maand Nisan. Ons is vandag op die 11de dag van die maand Nisan. Nou, jy weet ook, die Bybelse dae, dis aand en is môre die eerste dag. Dit begin hierdie dag, wat nou ons, wat hoeveel is dit van 29ste, ne? Of die 11de maand van die Nisan, het gister 6 uur begin en die dag eindig eintlik, die Bybelse dag eindig vanaand 6 uur. Dan begin die 12de dag van die maand Nisan. Dit is hoe die Bybelse dae werk. Dit is aand en dit is môre. Ons werk ons van die aand tot die volgende. Anyway, dit maak nie saak nie. Nou, die 1 April, April's Fool's Day, soos mense dit doen, is 'n baie belangrike dag. Dinsdag sal het, want ek net 'n mooi kyk af nog daar, die 14de dag van die maand Nisan sal Woensdag wees. Woensdag die 1 April is dit hierdie dag waarvan die Bybel praat. En 3 uur daardie middag is Jesus natuurlik gekruisig, né? Nou, kom ek kyk 'n bietjie hier, ek hoef iets gesê het in hierdie teksgedeelte, wat Jesus alles vooraf gegaan het. Dis nou die aand voor hierdie gebeure in die Bybel in Matteus, daar in hoofstuk 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het. Met ander woorde, hier kom Jesus en hy vertel eintlik vir die volk, vir sy disippels, wat die Pesach eintlik is. Wat het eintlik beteken. Nou, die 14de dag, donderdag, of van dinsdag aand af, van die hele Israeliese volk, groot partytjie hou, met weemoed en met blydskap. Want dis die dag wat vir hulle uit die slawehuis uitgelei is na die land Kanaan toe. Maar ons weet nog wat die betekenis van hierdie spesifieke dag. Jesus sê, en terwyl hy het neem, Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê, neem, eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedrink het, gee dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed. So daardie instelling van die Pesach daar in Eksodus 23, of was het 3, nee, ek wat nou daar gelees, was inderdaad Eksodus hoofstuk 12, is 'n profetiese instelling gewees wat op Jesus Christus dui, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy die enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe.
Luister nou hier. Jesus nou daardie aand toe hulle dis waar die woordjie nagmaal vandaan kom. Hulle het na die aand, die laaste nag wat Jesus saam met die nag, die Pesach hou, ons noem dit van daardie dag die nagmaal. Reg. Toe gaan Jesus na Getsemane saam met 'n paar van sy disippels. Hy sê, sit julle hier, onderwyl ek gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam met hom en begin bedroef en benoud word. Die Griekse woordjie is kopeo, en daardie woordjie benoud word is ademoneo. Hy het bang geword. Hy het bang geword van dit wat op hom wag, want hy weet wat op hom wag. En ek hoop na vanoggend sal ons 'n ander prentjie van Jesus en die kruisdood en sy opstanding beleef. Hy het benauwd toesê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En Jesus het 'n bietjie verder gegaan, op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Waarna wys Jesus hier? Daardie tye, wanneer die Romeinse soldate 'n oorwinning gevier het oor, kom ons sê maar die Kanaaniete of die Ferisiete, dan het daai koning van die volk wat hulle oorwin het, almal saam met hom, sy kinders, sy vrouens en sy hele familie, het hulle gebring na die koning wat oorwin het, en hulle moes neerbuig op hulle aangesig. En dan het hierdie koning, die farao van Egipte, beker gevat, met gif daarin, en het aan die koning van die veroverde volk gegee, en gesê, as jy hierdie beker drink, gaan jy sterwe, want hier's gif in, en almal hier sal lewe, as jy sterwe. Maar as jou keuse, as jy nie die beker drink nie, maak ons almal dood, al jou kinders, al jou vrouens, al jou familie, en jy sal aan my tafel sit tot in alle ewigheid. En daardie beker is aan Jesus moet symbolies, hy sê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, ek kan nie dit drink nie, want ek weet wat op my wag, maar hy moes sterwe, sodat ons kan lewe. Nogtans nie my wil nie, daar was hy bedroef en hy was bang, want hy presies geweet wat op hom wag. So, en hy bid weer 'n keer, paar keer, ons lees daar in Lukas, wat hy sê, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn, en Jesus was so bedroef gewees. Hy was so ontsettend bang vir dit wat op hom gewag het. Die vernedering, die sla, die hou, die kruis, dat God 'n engel gestuur het om hom te versterk daar. En toe hy in 'n sware stryd kom, agonia, die woordjie agony kom van hierdie woord, agonia, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Kan jy dink wat Jesus deurgegaan het daar? Hy het geweet wat op hom wag. Maar hy het geweet, as hy nie gekruisig word nie, gaan almal vir wie God lief het sterwe. 'n helse dood van verdoemenis. Maar as hy daai beker drink en hy sterwe, dan gaan hulle almal lewe. Die dief het gekom om te slag en te steel, maar ek het gekom sodat julle lewe en oorvloed kan hê. Dit was vermoeilik, want hy was mens, hy was nie goddelike wese nie. Hy was mens, hy was die seun van 'n mens, dan met die naam van Jesus, sy aardse naam Jesus. En hy het geweet wat op hom wag. Maar hy het geweet, as hy nie daai beker drink nie, sou ons nie vandag hier gesit het nie. So dan die kerke reg oor die wêreld op Goeie Vrydag kerk gehou het nie. En toe hy daar klaar gebid en die engel hom versterk het, lees ons in die woord van die Here. En nadat Jesus dit gesê het met die disippels die spruit gekom, en Judas die verraaier ensovoorts daar in Johannes 18. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die hoofpriester en die fariseërs gemeen daar gekom met fakkels, lampe en wapens. 'n
afdeling van soldate, 'n spiraal in Hebreëus of in Grieks, wat beteken tussen 300 en 600 soldate vir een man. Vir een man. Want hulle het geweet wat sy krag lê in daardie man. Hulle het geweet hoeveel keer hom probeer doodmaak het voorheen, want Satan wou nie hê Jesus moet gesterf het 3 uur die middag op die 14de dag van die maand Nisan nie. Want as hierdie vervulling van die Pesach nie, die verderwer sal verbygaan nie. Hy het alles moontlik probeer dat Jesus voor daardie tyd gesterf het. Hulle wou hom van 'n kraas afgegooi het. Daar was sluipoordaanvalle waarvan ons nie eens lees nie. Want dit is opgeteken is in die Bybel nie. En dan bring die minimum tussen 300 en 600 soldate, en hy praat ook daar van die dienaars, die hoporetas, die polisie van die tempelpolismanne, gewapen, om Jesus gevangen te neem. En omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin uitgegaan, en het vir hulle gesê, wie soek julle? En hulle antwoord, Jesus die Nasareëner. En Jesus sê vir hulle, Ego, Aimi, dis ek. Hy het gesê, Ego, Aimi, en hy het op die bors geslaan, dit is ek. En toe hy dit sê, toe val al 600 soldate, en almal wat gekom het om hom te arresteer, op die grond neer. Lees 'n bietjie hier. Hy sê, en hy het dan vir hulle gesê, dit is ek, het hulle agteruit en op die grond geval, so dronk manne. Jesus is nie gevangen geneem nie. Hy het homself oorgegee om te sterwe vir jou en vir my. Een engel het gereed gestaan om te bevry as hy net die woord gespreek het, maar hy het die beker gevat en hy het die beker gedrink. En Jesus het weer vir hulle gesê, Ego, Aimi, dit is ek. Gereed om te sterf aan die kruis vir jou en vir my. Dis die inleiding van Jesus. U moet weet vandag, hy het kans gehad om die beker nie te drink nie. Maar hy het gesê, Here, nie my wil nie, net u wil. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat al wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê en sal hê. Here, neem hierdie beker by my weg, want ek weet wat op my wag, nogtans nie my wil nie, maar u wil. En die beker gevat, en het gedrink, en jy en ek kan vanoggend uitroep en sê, what a mighty God we serve. En ons weet alles wat gebeur het, voordat hy daar gevangen geneem is, toe hy daar in die tempels was en hom aangekla het, hulle sak oor sy kop gegooi, en hom geklaan en geklap, en met die vuis geslaan, en gesê, profeteer vir ons, wie is ek? Wie is die een wat jy nou net geslaan het? Hulle het hom aangekla, hulle het hom verneder, maar Jesus het niks gesê nie, want hy het die beker gedrink. En engele het hom versterk. Maar toe hy voor Pilatus gebring is, toe sê Pilatus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Barnabas sal ek vrylaat. Maar hierdie man, of wie wil jy hê, wil jy Barnabas, of wil jy Jesus hê? En daartoe laat Pilatus vir Barnabas los. Maar Jesus het hy laat geesel. En dis die woordjie, fragileo. Nou fragileo was eintlik 'n gebruiktaal van die Romeinse ryk op daardie tyd, van 'n gespesialiseerde groep soldate, wat hulle nie in die gevegsfront kon stuur om daar te beklei nie, want hulle was mentally ill. Hulle was sadiste gewees. En al hoe hulle daardie soldate kon gebruik, is daar in die voorhof van sy paleis, om mense te geesel, om mense te flagello, en daar is waar die woordjie vandaan kom, flagello, hierdie soldate gaan julle doodslaan. En hulle het nie opgehou slaan, totdat daardie persoon of weggeruk word deur die ander soldate nie, of tot daardie persoon dood lê op die grond nie. Daar het Satan weer probeer, om Jesus voor 3 uur die middag te laat sterwe.
want hy is oorgelewer om gegeesel te word. Flagello het daardie wrede, onmenslike manne, wat genot daaruit geput het, om iemand dood te slaan. Vooral, dit was eintlik 'n spektakel gewees om wat te kyk, hoe hierdie soldate iemand geflagello het, doodgeslaan het. Jesus was nie gegeesel of geslaan volgens die Joodse wet nie, 39 houe nie. Hy was geslaan, geflagelleo. Hy is geslaan volgens die Romeinse, deur flagelleo soldate, wat nie enigiets doen, wat alles sal doen, om daardie persoon wat aan hulle oorgelewer is, dood te slaan. En dit het soldate gekos, lees jy die geskiedskrywers, toe Jesus feitlik dood gelê het op die grond, om in te spring, en hy soldate uit mekaar uit te ruk, en Jesus op te gryp en op weg te beweeg. Anders het Jesus daar gesterf. En nie 'n vervulling van die Pesach nie. Daardie uur, waarvan Johannes Doper gesê het, daar is die lam van God, wat vir ons sonde sal sterwe. En Satan wou dit nie toelaat nie. Selfs op pad na die kruis, moes hulle iemand kry om Jesus te help, want hy kon nie meer nie. Hy was uitgeput, hy was stikkend geslaan, hy het amper geen bloed meer in hom gehad nie. Het iemand gestuur om hom te help. Flagello. Dis wat Jesus deurgemaak het. Die eerste poging, daardie dag, die 14de dag van die maand Nisan, wat Satan gepoog het om Jesus te laat sterwe voor 3 uur die middag. Want 3 uur die middag op die 14de dag van die maand Nisan, reg oor die wêreld vandag nog, vat hulle 'n lammetjie en hulle slag 'n lammetjie en laat die bloed vloei. En daardie dag kon die priesters dit nie gedoen het nie. Want Jesus, die lam geslag vir ons, het gesterf aan die kruis. En toe hy sterf aan die kruis, was daar 'n geweldige aardbewing, wat die hele tempel in wanorde geplaas het. Die voorhangsel het geskeur, die reukofferaltaar, die tafel met toonbrode, die menore het alles aan mekaar geval, en die priester kon nie die lammetjie slag nie, want daar was 'n aardbewing oor die hele Israel, en 'n donker duisternis, want die lam geslag vir ons, het 3 uur daardie middag gesterwe. En wanneer jy Woensdag by jou werk is, en 3 uur breek aan, staan net 'n bietjie stil en sê, Here, dankie, hierdie uur het U gesterf aan die kruis vir my. Flagello, kom ons praat bietjie daaroor. Dit is hoe die sweep lyk. Hy het ten minste, hier nou, dit laat maak, hy het ten minste 10 sulke sweepe aan een sweep. Waar daar skerp voorwerpe aan vasgemaak is, ysterstukke en hakke, want elke hou wat Jesus geslaan was eintlik 1, 2, 3, 4, 5, 6 houe, en daar was 2 soldate, een aan hierdie kant en een aan daai kant. As hulle hierdie hom slaan, dan kom hy ander in en hy slaan die volgende hou. Met so 'n sweep is ons Jesus geslaan. Hy het hom vasgemaak op 'n boomstomp, het hom vasgeboei, en het op sy rug begin slaan, tot daar nie meer plek is as hy van bo sy kroontjie reg deur tot die hakke. Dis nie net op die rug nie, sy hele liggaam was verwoes. En toe klaar is daarmee, toe draai hulle hom om en begin hom aan die voorkant slaan. Vader, laat die beker by my verbygaan. Nogtans nie my van nie. En Satan het met 'n glimlag op sy gesig gestaan, terwyl Jesus geflagello is. Want hy het geweet, hier gaan Jesus nie lewendig opstaan van daardie vloer af nie. Surprise, Marai, surprise. En net daarna, jy sien daar is die 2 soldate. En kyk hoe Jesus gelyk. En ek glo daardie prentjie is nie eens hoe Jesus gelyk het nie. As jy kyk na die woord Jesaja, die woord in die boek Jesaja, wat sê hulle van hoe het Jesus gelyk? Hy
soldate moes ingespring het en hom weggeruk het en die fragile soldate uit mekaar uitgedryf het. Anders het hy gesterwe. Maar dis nie wat God gesê het nie. En 1 Petrus 2 vers 24 sê vir ons, deur wie se wonde ons genees is. En as jy dit ooit weer bely, en sê Here, deur die wonde is ek gesond, mag daai prentjie nooit uit jou kop uitgaan nie. Jesus het die volle prys betaal, sodat ek en jy, en ons het genesing al reeds op so 'n plek gebring, dat het geen waarde meer het nie. Hy vir ons glo nie eens meer daarin nie. As predikant en pastore wat sê, daardie tyd is verby, die tyd vir wonderwerke is verby, maar Jesus het gesê, doen dit so dikwels as wat jy kan tot my gedagtenis. So dikwels as wat jy kan, is 'n verkeerde vertaling, wat eintlik staan in die Griekse taal is, doen dit elke keer wanneer jy dit nodig het. Tot my gedagtenis. Wat 'n gedagtenis? Die prys wat hy vir jou betaal het. Daardie woordjie wonde is melopsie in die Grieks, deur sy wonde. En dis die betekenis van die woordjie melopsie. Dit dui op fatale, diep, bloeiende wonde, wat op die hele liggaam voorkom. Melopsie is nie iets wat net hier voorkom nie. Melopsie dui op fatale, diep, bloeiende wonde, wat oor die hele liggaam voorkom. Dis die woordjie melopsie. Jesaja 43 vers 5. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel, en daardie oortredinge en ongeregtighede in die Hebreëus is 'n preek eintlik op sy eie. Maar is hy verbrysel taka in die Hebreëus, wat beteken hy stikkend geslaan en hy het ineengestort. Dis wat dit beteken. Moet nooit weer hierdie teks sonder dit as 'n cliché gebruik en het op jou yskas plak sonder om te weet wat die werklike betekenis daarvan is nie. Dat 'n seun van God gebore hier Maagd Maria hier op aarde sê, Here, vat hierdie beker by my weg, ek kan nie hierdie dinge deurstaan nie. 'n Engel moes hom versterk het, sodat jy en ek vandag kan lewe. Dan Jesaja 2:4, soos baie hulle oor u verstom het. Hulle was verbaas toe hulle daar uitbring met daardie mantel aan en hy doringkroon op sy kop. Was die mense geskok, hulle was verstom. Hulle het hom nie herken nie. En dit sê vir ons dat so misvorm was sy voorkoms, geen mens meer nie. Daar word gesê dat die vleis tussen sy ribbekas was uitgeruk deur daai fragile soldate, en jy kon sy longe en jy kon sy hart sien klop. Dis die prentjie van Jesus wat vir jou gesterf het, sodat jy God kan aanbid. Dis nie waar het geëindig het nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie. Matteus 27 vers 37, daarop neem die soldate van die gouverneur Jesus met hulle saam. Dis nadat hulle uitgeruk het, die hande van die fragile soldate, en die soldate uit mekaar uitgedryf het, en Jesus daardie liggaam wat gelê en bloei het hulle gevat en op 'n stoel neergedruk. Het ons saam in die gouverneur se paleis gebring, en die hele leerafdeling spyr wat hy gesê, tussen 300 en 600 soldate. Kan jy dit glo? Het teen hom in mekaar gekom, terwyl hy daar klaar geslaan is. En kyk wat gebeur. Toe trek hulle sy klere uit, en werp 'n rooi mantel om hom, en hulle vleg 'n kroon van dorings, en hulle sit dit op sy hoof. Dis amper hoe dit gelyk het. Hulle het hom nie op sy hoof gesit nie. Hulle het hom met stokke op sy hoof ingesit.
geslaan. Want niemand kan hierdie ding op iemand se hoof vasdruk nie. Hulle het hom opgesit en toe 'n stokke gevat en hom dieper en dieper in sy hoof ingeslaan. Hy het die dorings onder sy vel ingedruk en besef jy wat Jesus gedoen het vir jou? Jy bietjie kyk hier na, voel hom bietjie. Ja, dis hoe hy kroon gelyk het. Dis hoe hy gelyk het. Vreeslik, ne? Hulle buig voor hom neer en sê, wees geseënd, koning van die Jode. Nadat hulle daai op sy kop neergeslaan het. Nog net eenmaal kyk daar, kyk. Dis hoe hy kroon gelyk het. Ja. En daar was die dorings van 'n doringboom, dit was dorings van 'n boom gewees, wat giftig was. As hy in jou hand insteek, het jou hand begin sweer. Ek los hom hier as jy wil kom kyk. Daar is het. Hy het weer ingedruk in jou Jesus se kop in. En hy het voor hom neergeval, gesê, wees geseënd. En die Bybel sê, elke tong sal bely, en elke knie sal buig, selfs die, wat hom geslaan en hom vermink het, en hy sal getuig, hy is die koning en die Here. En 'n stok is in sy regterhand, en hulle val op hulle knieë voor hom en bespot hom en sê, wees gegroet koning van die Jode. En hulle spieg op hom, en neem die stok, en slaan hom verder op sy kop met 'n stok. En nadat hulle bespot het, trek hom die mantel uit, trek hom sy klere aan, en lei hom weg, om gekruisig te word. En dit was verder die pad, wat hy moes loop, met hy stukkende liggaam, maar hy doringkroon op sy kop, wat begin sweer het in sy gesig. Een geskiedskrywer sê, hy kon feitlik nie sy oë oopmaak nie, een oog was heeltemal toegeswel, wat septies geraak het, as 'n gevolg van hy dorings. Daarom het hy gesê, Here, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie. Maar die storie eindig nie hier nie. Hulle hang Jesus aan die kruis en dit op self is ook 'n boodskap op sy eie, hoe hy vasgeslaan is, sy arms en sy bene uitgerek is, en hulle plat gelê het en die kruis opgetel het en hom in 'n gat in laat val het. En Jesus daar gehang het, van 9 uur die oggend, tot 3 uur daar die middag. 6 ure lang, wat hy gesterf het, sodat jy en ek vandag kan lewe. En 3 uur daar die middag, toe roep Jesus uit, Tetelestai. Toe Jesus die jassie neem, het hy uitgeroep en het gesê, Tetelestai. Dit is volbring. Ek het my werk gedoen, dis nou afgehandel. It is finished. En Jesus het gesterwe. Het sy hoof gebuig en hy het gesterwe. Koning sê, as jy hierdie gif drink en jy sterf, sal jou hele familie en jou hele volk bly lewe en ek sal hulle koning wees. Maar Jesus het daar die beker gedrink. Hy het gesterwe sodat ek en jy kan uitroep en sê, Jesus het opgestaan uit die dode. 3 uur daardie middag, die lam geslag vir ons, toe roep hy uit, Tetelestai! En hy blaas sy asem uit, en die geweldige aardbewing, die duisternis, en
geen priester kon 'n lammetjie slag nie, want die lam geslag vir ons het gesterwe aan die kruis. Ja, iemand het een keer gesê, en ek hou hiervan, the greatest word from the greatest man on the greatest day in eternity. Ja, tetelestai. Ek het my werk gedoen. Ek is klaar. En ons koning sterf. Jou rekening, jou skuld is volle betaal. Dis wat tetelestai beteken. Maar die storie eindig nie. Ek kan nog 'n rukkie aanhou. Net so 'n paar minute. Tetelestai beteken ook Satan is verslaan. Hy het alles probeer dat Jesus die 3 daardie middag moes sterf. En hy gaan alles probeer en hy het alles probeer dat ons as die kinders van God hierdie gebeure op 'n onwaardige wyse vier. Ek gaan nie praat oor Goeie Vrydag vandag nie. Ek preek Goeie Vrydag, maar Woensdag vier ek die dood van ons Jesus Christus, die 14de dag van die maand Nisan. Nou die Bybel sê, hy was 3 dae en 3 nagte in die graf. Net voor sononder op die 14de dag, daardie Woensdagmiddag, is hy begrawe. Vinnig het hy begrawe. En Woensdagmiddag 6 die donderdag begin, hè? Donderdag, Vrydag, Saterdag. 3 dae en 3 volle nagte. Iewers daardie Saterdag het Jesus opgestaan uit die dood. Die steen was die volgende oggend weggerol, nie sodat Jesus kon uitgaan nie, maar sodat die mense kon ingaan. Dat hy kon deur mure, hy kon deur die steen beweeg. Iewers daai Saterdag, baie enige tyd van 12 uur tot en met 6 uur daardie aand, Saterdag, het Jesus opgestaan uit die dode. En die volgende oggend, toe die vrouens by die graf kom, toe sien die steen is weggerol. En hulle gaan in, van maar waar is Jesus? En hulle sê, hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. En Satan is oorwin. En mag dit vir ons profeties in vervulling kom, want die woord van die Here sê vir ons, tetelestai, kyk, ek het aan jou die mag gegee, om op slange en skorpioene te trap, en om al die krag van die veld, en niks sal jou ooit skade aanrig nie. Tetelestai, glo jy dit nog? Maar kom ons begin het uitleef in ons lewens. Kom ons begin elke aanval, elke probleem waarmee Satan ons gaan konfronteer, met die tetelestai woorde van Jesus konfronteer, met die wete ek kan op Satan trap. Here gesê, ek het hom verprys en niks aan my skade aanrig nie. Ja, daar gaan nie probleme kom nie, daar gaan probleme kom. As jy die vuur gaan, ek is met jou. As jy die rivier swem, ek is met jou. Trek die volle wapenrusting. Tetelestai, jy het direk toegang tot God. Eenmaal 'n jaar kon die priester in die tempel inbeweeg het, in die allerheiligdom inbeweeg het, en het 'n tou aan sy voet vasgemaak, so indien hy daar in teenwoordigheid van God sterwe, kon hom die tou uittrek. Maar die voorhangsel het geskeur en die ark het oop en bloot gestaan. En die Bybel sê, tetelestai, ons het direk toegang tot God, Hebreërs 10 vers 29, terwyl ons dan sê bietjie ons, sê bietjie ek, terwyl ons dan vrymoedigheid het, om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en die lewende weg, wat hy vir ons ingewyd het, tetelestai, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees. Moenie op 'n punt wanneer jy probleme het nie. Dis jy's daar wanneer jy moet begin bid.
Dis jy's dan wanneer jy ernstig moet begin, nie net ou skietgebedjie nie. Daardie gebed waarvan Jesus gepraat het, Matteus 6, sê, maar jy, wanneer jy wil bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur toe. En die Vader wat in die verborgenheid sien, sal jou openbaar vergelde. Dat ons daai gebede begin bid tot die deurbraak kom. Want die 14de dag van die maand Nisan was 'n dag wat profeties dui. Deur my wonde is daar genesing. Doen dit so dikwels as wat jy moet, wanneer dit nodig is, tot my gedagte. Wat 'n gedagtenis. Fragile, tetelestai. Ek het die dood oorwin. Tetelestai. En dit alles vir ons vandag. Maar goeie Vrydag as julle hier by mekaar kom en die kruisdood van Jesus vir jou nuwe betekenis kry. Dis vir jou. Dis vir jou. Dit was nodig geweest deur die kerk eeue heen. Deur die donker eeue van die kerk. En die kerk daardie jare, of die priester daardie jare, die nagmaal, die Pesach uit die huise uitgevat en het geïsoleer by die kerk en het die priester mag dit bedien het. Maar die Here het gesê, vat die bloed en smeer dit in jou huis. In die deurposte bodrempel van jou huis. En as jy die bloed gesmeer het, gaan in die huis, in jou huis in, en trek die deur agter jou, en staan gereed, jou skoene aan jou voete, jou mantel, en beweeg in jou gordel vas, en jou staf in die hand, en eet die lam, want môre gaan ek jou uitlei, om die land Egipte van melk en honing besit te neem. En die disippels moes na die kerk, daarom kom Sondag, vier ons die opstandingsdag van Jesus Christus. Hulle noem dit die dag van die Here. Reg deur die Nuwe Testament praat hulle van die dag van die, nie meer oor die Sabbat nie, hulle praat van die dag van die Here. Wat 'n dag? Toe Jesus opgestaan het. En vandag, almal wat hier verby moet weet, ons vier die opstanding van Jesus Christus. Hy het opgestaan. Kan jy sê amen? Amen. Elke dag in die wêreld. Ons hoef nie te wag vir eenmal 'n jaar nie. Eenmal 'n jaar het dit vir my betekenis, ja. Maar is daar waar het begin het. Daar het alles begin. Daar het het begin, sê die Here. Maar hy sê, doe dit so dikwels as wat jy kan. En hulle het uitgegaan, Nuwe Testamentiese kerk, lees ons iewers in Handelinge, van huis tot huis gegaan en die brood gebreek. Swak vertaling. Hulle het van huis tot huis gegaan en die mense weer geleer hoe om die brood te breek. Hulle het dit uit die tempel uit gaan haal en het teruggevat na die huise toe. Kry in jou huis 'n bekertjie en 'n bordjie gereed. Gaan iewers koop 'n pak matsos. Druiwesap of rooiwyn of wat ook al geval is. En wat jy voel, Here, ek het nodig om die nagmaal te gebruik vir my man, of vir my vrou, of vir ons twee. Doen dit so dikwels as wat jy kan. Of Here, hierdie probleem by my werk, ek is vasgevang in kettinge, ek is vasgevang in slawerny van politieke bedeling, slawerny van finansies, maar Here, U het my gebede gehoor, U het ag gegee, die Here gesê, op die 14de dag. Maar hy sê vir ons so dikwels as wat jy kan. Elke keer wanneer jy dit nodig het. Jy kan vir jou kinders, jou kleinkinders die nagmaal hou, maar weg net die waar, maar jy moet dit nie onwaardig gebruik nie. En ek weet as party kerke sê, maar nee, man, jy is nie getroud met hierdie vrou nie, julle bly al 13 jaar saam, waar is jou trousertifikaat? Jy mag hierdie nagmaal gebruik, sê wie? Sê wie? Jy is die lidmaat van hierdie kerk nie, jy mag die nagmaal gebruik nie, maar jy is lidmaat word van hierdie kerk, sê wie? Die nagmaal moet in die kerk kollektief gebruik word, maar die wese van die nagmaal is vir elke huishouding, vir elke kind van God. Ek dink ek het nou klaar gepreek. Nou. Dankie Here. Here, sal ons ooit, can we ever imagine what you went through
En jy weet, van vroeg vanoggend af lê ek wakker en sê, Here, wie kan ek praat van Jesus se dood? Maar ek bid nou dat elkeen van ons hierdie prentjie in ons gedagtes sal hou, hierdie sal wegstap na ons huise toe, na ons adres toe, met die wete, Jesus het gesterf vir my en my huis. Dankie daarvoor, Here, in die kosbare naam van Jesus, en die volk van Here sê saam met my, Amen. Amen. Dankie vir 'n geleentheid om die woord hier te kom bedien, en mag, goeie Vrydag. Daar's baie te sê oor goeie Vrydag, maar ek preek nooit daarteen nie. Ten minste hou die kerke die kruisdood van Jesus. Is dit nie waar nie? Ten minste. Nou nie 'n dispuut gekoppel raak. Nee, 'n goeie Vrydag is nie kry gewees nie. So, hy is gekruisig. En ons staan hierdie kant van die geskiedenis, ons weet wat gebeur het, ons weet die 14de dag. En vir my persoonlik, ek sê nie, dis 'n godsdienst nie, is die 14de dag van die maand Nisan, vir my 'n besonderse dag, veral 3 uur die middag, wat ek kan uitroep en sê oor my lewe, tetelestai, die prys is betaal, ek is meer as 'n oorwinnaar. En dan moet julle my keer, anders gaan ek weer aan. Ek sê vir die baie dankie, mag die Here jou